ons vanaand hier by mekaar kan wees. Dankie Here dat U die God is wat lewe. Klomp jare terug, in die verlede, vandag, maar ook in die toekoms. En dat ons U kan aanbid as die lewende Here. Here, ons is vanaand hier by mekaar in hierdie Pinkstertyd om U woord te hoor. En ons verklaar, Here, dat U ons God is. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 2 liedere, Vader in die hemel, Gees van God wat in my woon. Vader in die hemel, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Jesus Christus Redder, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Heilige Gees ons trooster, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot U eer. Ekskuus toe ek nou oor myself gepraat het, ek dink nie ek het gesê wie ek is nie. My naam is Dani Jacobs en my vrou Adrie sit daar binne. En ons moet na die tyd lekker gaan saam sop drink en saam kuier en sommer net lekker gesels. Jare terug, toe was daar nie internet nie, daar was nie selfone nie, en nog jare terug, voor 1976, ek was graad 1, toe TV's eers in Suid-Afrika aangekom het, was daar ook nie TV's nie, dit was nie die radio. Jy het tydskrifte gekoop, jy het biblioteek toe gegaan, as jy iets wil weet. En so die lewe verander, en daar het 'n klomp nuwe goed bygekom. Die selfone. Want hierdie foon, is daar soveel baie goeders. Ek kan nou 'n knoppie druk en ek bel 'n vriend in Nieu-Seeland of in Amerika. Ek Google klomp goed. My skoonpa het eendag, hy vir die kleinkinders vertel, en weet jy hoe verbou mense wingerd en hoe word druiwe gemaak en wyn gemaak. En nou klein Meas wat toe graad 1 was, klompie jare terug, hy sal uit die skool uit sê toe my oupa ons Google dit net. So met hierdie veranderinge het dit gebeur dat die stemme in die wêreld al hoe meer en meer begin word het. Verskillende stemme, verskillende waardes, verskillende oortuigings, verskillende gelowe. En tussen al hierdie goeters moet ek iewerste myself probeer vind en in rigting kry.
En ek dink dis die voordeel van julle wat al bietjie langer geleef het. Jy het al die paaie gestap en die keuses gemaak. Maar soveel dinge wat sê, leef in hierdie rigting, leef in daai rigting. En dan raak ons verward. En as ek oënskynlik suksesvol in die lewe, in my besigheid, in my huis, in my kar wat ek ry, maar my binnekant, weet ek nie regtig wie ek is nie. En hierdie week wat ons stil staan by die geloofsbelijdenis van Nicea, wat Domichael vir ons gisterand weer mooi verduidelik het hoe dit werk en of waar dit vandaan kom. Hoe die gelowiges in die leiers van daai tyd 1700 jaar terug by mekaar gekom het en hierdie verklaring uitgereik het. Want daar was ook 'n stroom van stemme daardie tyd wat gesê het, Araniërs wat gesê het, maar Jesus is nie koning nie. En toe hierdie gelowiges by mekaar kom, die leiers, en sê, maar ons verklaar dat Jesus is die Here. En 1700 jaar later bely ons dieselfde. Maar kom ons gaan lees 'n gedeelte uit Romeine 8. In Romeine skryf Paulus nie vir 'n klomp gelowiges, waar in die begin skryf, maar julle is almal sondig, almal is skuldig vir die Here. En in die een manier, ook in Paulus se tyd was daar 'n klomp ander stemme, wat sê, jy moet goeie werke doen, jy moet dat doen, jy moet dit doen, jou status bepaal jou redding. Wat Paulus skryf, alleen deur geloof, kom jy weer in die regte verhouding met God. Kan jy sonde oorwin. Kom ons gelees. Help bietjie daarbo asseblief Christo. Romeine 8 vers 9. Julle, nou skryf hier vir gelowiges. Julle, ons is mos gelowiges vanaand. Dis hoekom ons hier is. Word nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam bestem is vir die dood, omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in jou woon. Die eerste gedagte wat ons hieruit kry, is, ek het 'n nuwe identiteit. Wanneer jy aanvaar dat Jesus jou verlosser is, hy is jou koning, jy het jou lewe vir hom oorgegee, jou sonde is vergewe. Jy weet jy is gebore in sonde, maar deur jou aanneem van Christus, het hy iets in jou binnekant verander. En jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar 'n kind van God. En die Heilige Gees wat in jou kom woon, gee vir jou 'n nuwe lewe, nuwe hoop, nuwe krag, nuwe energie, wat nie van buite afkom nie, wat nie van my kop afkom, wat gebreinspoel word deur die dinge van die omgewing in die wêreld nie. Maar ons moet God in die wêreld bekend maak. Ons moet nog gaan verteenwoordig. Ek moet hierdie identiteit wat ek het in Christus, moet ek vir die wêreld gaan wys. Moet ek vir Nelstroom gaan wys. Moet ek vir Kokanje en Bosveldsig en Boshoffstraat waar ek bly, moet ons dit gaan wys. Maar tog weet ons, dit gebeur baie keer so dat, dan doen ek het hierdie voorneme, hierdie nuwe jaar voorneme, of die Here het met my gepraat deur 'n spesifieke teks, dan wil ek die regte goed gaan doen. Maar 2-3 weke later, dan doen ek maar weer die ou goeders wat ek nie wil gedoen het nie. Ons intensies is goed, maar partykeer sukkel ons. En 2000 jaar terug, met Paulus, skryf hy net in die vorige hoofstuk van Romeine,
Hy beleef dieselfde ding. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar die wonderlike van ons identiteit in Christus, is dat my identiteit nie bepaal word deur hoe ek optree, wat ek sê of nie sê nie. My identiteit word bepaal op grond van God se woord. En die woord sê, jy is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping. Jy behoort nie meer aan die verlede nie. Ek bly sy kind, al ongeag of ek stout is, of ongehoorsaam is, of eiesinnig is. Want ek is kind van God, omdat die Gees in my woon. Dis my identiteit. Ongeag wat mense skinder, ongeag van daai verkeerde ding wat ek vir die soveelste keer weer gedoen het. Dink gou 'n oomblik aan jou eie kinders of kleinkinders. Vanoggend by Kokain hoor ek nie, daar's nog agter kleinkinders ook. As jou kind droog gemaak het, regtig droog gemaak het. Die skool bel jou en sê jy moet inkom, jou kind kom haal, hy's geskort. Jy sien jou kind is aan mekaar. Bly jy jou kind? Verseker. Hy was net 'n stout kind. Maar sy identiteit is, hy is nog steeds jou seun of jou dogter. Dit is daardie kind se identiteit. Ongeag wat hy by die skool aangevang het. Ongeag hoeveel keer jy al van die Here al weggeloop het, hoe jy 'n stout kind was, ongeag van wat jy doen of nie gedoen het nie, bly jou identiteit dieselfde. Want in Christus, deur die Gees wat in my woon, het ek 'n nuwe identiteit. Miskien moet jy vanaand hierdie waarheid weer in jou hart vasmaak. Miskien moet jy die Heilige Gees vra, Here, help my net weer om hierdie ding vas te vat. Want ek voel hy raak los. Ek is nie meer wat ek weet ek behoort te wees nie. Help my weer om raak te sien dat ek nuut gemaak is. Ek het 'n nuwe identiteit. Want die Heilige Gees woon in ons, sodat jy vanuit hierdie nuwe identiteit kan lewe. En dan kom ons by vers 12. Daar staan, daarom. Wat beteken daarom? Met ander woorde, hier vooraf is iets gesê, en nou sê Paulus daarom. Hy het gepraat oor ons identiteit in Christus. Daarom, broers en susters, staan ons onder verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees beheer, 'n einde maak aan julle sondige natuur, praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. En hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Die dag toe jy gekies het vir Jesus, is daai dag wat die Gees in jou kom woon het, wat jy 'n nuwe identiteit gekry het, maar jy het ook 'n roeping. Want die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is,
is nie passief teenwoordig sit agteroor al nie. Dis daai Gees wat ons wil krag gee om dit in oorwinning te lewe. Handelinge 1 vers 8 sê mos, maar julle sal krag ontvang net voor die uitstorting van die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees in julle kom woon. En hierdie is nie hierdie verskrikke van ver groot ding en afshow nie. Dis 'n innerlike krag wat jy wil krag gee om te cope in die lewe. Dis daai krag wat God vir jou wil gee, sodat jy 'n medewerker kan wees, 'n verteenwoordiger van God. Dis jou roeping, om dit wat hier is, te vat en dit daar te gaan maak. Of eers hierso by jouself, en dan vir die lewe te gaan gee, vir Nylstroom. Dis vanuit hierdie krag van die Gees wat in my woon, kan ek my roeping vervul, om vir mense te gaan vertel, van God se tweede kanse, en God se derde kanse, en God se vierde kanse. Ons is mos lief om te sê, ja, maar onthou jy daai keer? Nee, God sê nie onthou jy daai keer nie. God sê, kom ons begin oor. In die 24 jaar wat ons in Rustenburg was, ek het lank by skole ook gewerk, en ek dink nie Nylstroom is regtig soveel anders nie. Het ek soveel kere, keer op keer beleef, hoe mense net wil hoor, ek het weer 'n kans by God. En wanneer mense op die grond val en almal trap op hulle, na die derde buiteegtelike kind, dat ons as kinders van Here sal kom en sê, kom ek sit langs jou, kom ek leef saam met jou. Om vir mense te gaan vertel, jy hoef niks te doen, om jou lewe in Christus te kry of te behou nie. Ek hoef nie God te please deur 'n klomp goedjies te doen en ewen Pinksterdienste by te woon nie. Ek hoef nie eers 'n uur lank elke dag te bid om God se guns te wen nie. God maak my sy kind, deur as ek wanneer ek hom aanvaar, en hy woon in my. Maar dan wil God hê, vanuit hierdie identiteit wat ons in hom het, dat ek my roeping sal gaan vervul. Dat ek God sal gaan verteenwoordig, daar waar hy vir dit nodig is. Om by daai iemand te gaan sit, om daai bemoedigingswoord. Ons het 'n gebruik in ons gemeente, wat vir my so mooi is, wat ons vir die mense wat siek is, en almal wat 75 jaar oud is, 'n blommetjie gaan gee. Iemand in die gemeente sê, ek sal gaan, net te gaan uitreik, na medegelowiges. Ek dink die aantal kerkgeboue hier in Nylstroom, se kapasiteit is minder as die totale mense wat hier bly. Maar wanneer ek hierdie identiteit vir my gaan uitleef, en my roeping begin uitleef, dan kom daar 'n sekere vrug. En 'n vrug, 'n appel kan mos nie appel wees sonder 'n appelboom nie, sonder 'n stam, sonder wortels nie. En 'n appel kan ook nie appel wees aan 'n vyeboom nie. 'n Appel is 'n appel omdat in 'n appelboom vas is en daar sy krag kry. So die vrug is die gevolg van hierdie ding hier binnekant. Dat ek van my nuwe identiteit in Christus my roeping vervul. En dis dan wanneer Galasiërs 5 vers 22 waar word, dat daar liefde in jou lewe is. En hierdie liefde is nou nie moes daai goed op die flieks wat ons sê ons ontmoet mekaar vanoggend en dan slaap ons sommer vanaand saam en dan as ons sê ek vir die volgende dag ek is lief vir jou nie. Ons jong mense kan ons verskriklik vinnig mekaar sê, o ek is lief vir jou, net blommetjies en nee man, dit is nie liefde nie, dit is verliefdheid. Liefde kom oor tyd. En die wêreld het liefde nodig. Vrede, geduld, vriendelikheid, daai sagte gees. Toe maar so ry maar voor my in, ek gaan nie vir jou kwaad word nie. Julle weet waarvan ek praat, nê?
Ja, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis die vrug wat gebeur of wat begin realiseer wanneer ek my roeping vervul omdat ek vanuit die Gees lewe, vanuit hierdie waarhede. Want die stukkie van die geloofsbelijdenis van Nicea, wat sê ons glo in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker. Hy gee lewe. Dis wat ons glo. En as aan hierdie krag wat die Gees my gee, wat God naby bring aan die mense van Nylstroom. Dink aan 'n sportman of 'n sportvrou, dan oefen hulle vir 'n kompetisie en hulle werk hard. Dan eet hulle elke aand McDonald's en KFC en pizza's en lekker dinge. Wat gaan die resultaat wees van daai persoon se vermoë? Ons weet, dit gaan nie wees wat hy behoort te wees nie. Want hulle eet nie die regte kos nie. McDonald's en KFC is baie lekker, pizza is baie lekker, maar dit gaan jy nie bring by dit wat die sportman of die sportvrou nodig het om daai prestasie te bereik nie. Die wêreld waarin ons leef elke dag kan alleenlik verander as kinders van God die regte kos eet. As kinders van God weet wie is hulle. En dan, omdat ek weet wie is ek, kan ek gaan leef, kan ek God gaan verteenwoordig in die lewe. Mag ek jou maar 'n persoonlike vraag vra? Uit watter identiteit lewe jy? Dit wat die wêreld jou oor die laaste klomp jare toegesnou het, omdat jou besigheid misluk het, of jou huwelik misluk het, of wat ook al, of ten spyte daarvan, leef jy uit jou goddelike identiteit. Wat is dit nodig wat jy dalk meer moet doen, of dalk minder moet doen, dat hierdie identiteit wat die woord vir ons gee, meer kan waar word in jou lewe. Dalk moet jy juist die een wees wat langs daai buurman of buurvrou of ouer in die straat of daai ene daaronder wat bedel, jy's dalk die ene wat met jou geestelike krag moet uitreik na daardie persoon toe, om net bietjie God nader aan daai persoon ook te bring. Die Heilige Gees woon in my, sodat ek kan leef vanuit my nuwe identiteit. En tydens Pinkster vier ons hierdie Heilige Gees, wat ons nie lekker verstaan nie. Ons westerse denke verstaan nie lekker van die Heilige Gees, hoe werk hy in ons in die drie eenheid, maar ons weet, hy is die waarheid. Ons kan staat maak op sy krag. En die oomblikke wat ons swak is, en wat ek platgeval het, en dit wat my weer laat opstaan, en besef ek as ek terugkyk, dit was die Heilige Gees en die krag van God, wat my weerstaande gemaak het, en baie keer, as deur mense, of soms gebeur het, dat jy bid, en jy bid, maar niks gebeur nie. En dan sulke tye, daag Matteus 10 vers 22 ons uit en sê, volhard in die geloof. As jy nie God se hand kan sien nie, vertrou sy hart. Die 7 weke wat ek hier in Nylstroom bly, ek en my vrou, maak my verskriklik opgewonde. Ek moet bieg. Toe ek die beroep gekry het, en ons kom 'n bietjie ontmoet en tee drink, en ek sien daar op die trappies net hier agter gestop,
hier staan 'n klomp ouer oomies, toe ek, okay, dis nie wat ek gehoop het nie, en ek het 5 minute gesels, sê ek, joh, met hierdie mense wil ek saamwerk. Ek het soveel waardering al vir mense gekry, wat my geestelike leiers is, of my meerder is, by verre. Want my teologiegraad gee my kennis, dit sê niks van wie ek is saam met die Here nie. Hier is soveel van ons, wat hier sit, as ons gaan opstaan en voluit ons identiteit lewe, en dit nog meer doen, probeer nie impliseer dat ons dit nie doen nie. Dink jy toe gaan Nylstroom verander? Dink jy toe gaan verbygaande toeriste hierdie dorp onthou? Omdat jy uitgereik het na die Tildametjie toe, waar op die naam gegroet het, elke keer vriendelik, en hoe gaan dit nou met jou kind? Ek hoor hy was siek, ons laas sê, hy was siek. En daardie Tildametjie ervaar iets in haar hart, en hier kom 'n ongeskikte toerist, sê, toe maar mevrou, ek sal gaan opstaan en vir jou gaan help, want iemand anderste het vir haar liefde gewys. Nou, knorrige buurman, ou daar oorkant jou bly, wat het hom knorrig gemaak? Want dalk is dit juis ons roeping wat moet realiseer, deur net te gaan koffie drink. Al maak jy vir jou slegte koffie, dis alright, sê vir hom baie dankie. Wat het jy gehoor vanaand? Waarmee is die Here besig in jou lewe? En as jy hier uitstap vanaand, wat is daai dingetjie wat die Heilige Gees in jou hart kom druk het en sê, gee aandag daaraan. Ons kan maklik wegkruip, ja, maar ek is 'n stil persoon, ja, maar ek het nie. Nee, die Here sê, gaan en maak disippels van alle nasies. Wat wil die Here hê moet jy gaan doen as jy vanaand hier uitstap? Wat wil hy hê moet jy met hierdie Pinksterreeks maak? Miskien moet ons elkeen 'n bietjie weer gaan stoktyd neem van ons eie lewens. En dalk wil die Here jou gebruik om 'n geestelike mentor te wees vir hulle wat dit so nodig het. Nie bedoelende, jy kom daar die eerste afspraak met jou Bybel aan nie. Net eers 'n aandruk, hoe gaan dit? Bevriend iemand wat jy weet nie die Here ken nie, of wat deur 'n moeilike tyd gaan. Wat het jy gehoor vanaand? Amen. Here Jesus, baie dankie vir u waarheid en die woord. Here, daar is so baie stemme om ons elke dag, en so baie YouTube predikers en kanale en ouens wat goed preek en verkondig, dis die waarheid. Mense wat een of ander geheimenis nou weer ontdek het. Maar Here, u woord staan sentraal. En 1700 jaar later na Nisea, Here, bly ons nog steeds dieselfde waarheid. Dat Jesus is die Here. En die Heilige Gees is die Heer en die lewendmaker. En dankie dat ons kon hoor vanaand, Here. En mag as ons hier uitstap en ons gaan lekker kuier en sop en broodjies, en ons gaan huis toe. Here, daai ding wat in my geroer het in my hart vanaand, dat dit nie sal stil word nie, maar dat ek sal gehoorsaam wees. Dat ek u sal gaan verteenwoordig waar dit nodig is hier in Nylstroom. Maar dankie Here, dat u vir my lief is, net soos ek is, maar vir my te lief is om my te los soos ek is. Mag ek meer en meer soos u word. Amen. Kom ons sluit af met 'n laaste lied, Vader, Seun en Heilige Gees. Asseblief kom drink lekker saam sop en broodjies, nou hoef maar nie by die huis te gaan kos maak nie. Gisterand was baie lekker. So, ons sien julle in die saal, jy weet nou nie weet nie, as jy net hier uitstap, stap so regs, die saal is daar aan die regterkant, waar die sop en die broodjies is. So net voordat Dani afgaan, ek is nou Sondag nie hier nie, ek hou nagmaaldiens buite. Dani gaan maandagoggend in vir 'n klein proseduretjie.
wat hulle 'n halkiebreek moet regmaak. Ek was sommer net, kom staan hier langs my. Dat ons hom ook sommer net aan die Here opdra vir dit en bly bid vir sy genesing, bid vir sy bediening asseblief. Kom ons vra. Hemelse Vader, baie dankie dat ek Dani ook vanaand aan U kan opdra vir wanneer hy nou volgende week 'n operasietjie moet deurgaan. Dat U hand van genesing ook op hom sal rus. Die dokters sal sien dat hulle werk mooi sal doen en dat Dani gou weer sal herstel. So hou hom in die hand vas, Here. Bring hom maak hom terug by daai plek van goeie gesondheid. En mag hy U liefde en U vrede ook in die tyd beleef. Seën vir hom daarin, Here. Dankie dat ons dit in Jesus se naam mag vra. Amen. Sterkte Dankie. hoor. So seker besoek by my volgende week, né? Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verhoor die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tyd en ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde. Bo begrip, bo ons verstand, is die grootheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. As jy in die Here behoort, dan weet jy die Heilige Gees woon in jou, sodat jy vanuit jou nuwe identiteit kan leef en moet leef en behoort te leef. Gaan doen dit. As jy uitstap, weet dat die genade van ons Here Jesus Christus en die ongelooflike liefde van God met tweede kanse en die kragtige teenwoordigheid, die aktiewe kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is en sal by jou bly. Amen.